me just make sure, is everybody happy with me speaking Afrikaans? Anybody here that do not understand Boers? All the pictures will be in Brits. So ek gaan Afrikaans praat, allemaal gelukkig aan my. Can you understand Afrikaans, sir? Okay, what I suggest you do, if it's okay with you, if you just interrupt me as I go along. En dit geldt vir almal as daar iets is wat julle met my wil saam gesels, just stop my op baie spesifieke plek en dan gesels ons daaroor. So you just stop me if you want to, you know, if there's anything you didn't quite catch in Boers. Alright, wat ek gedink het om te doen is om te kyk na die Suid-Afrikaanse ekonomie en dan hierdie hele misdaad ding in die Suid-Afrikaanse ekonomiese konteks te probeer stel. Nou dit is natuurlijk baie moeilik, want die data en inligting is net eenvoudig nie beskikbaar om met 'n behoorlike studie daaroor te doen nie. Byvoorbeeld, ek noem dit nou die economic consequences of crime, en die volgende wat die minister van Finansies gesê is, dink ek is miskien belangrik. Reinforcing the fight against crime is both about effective institutions and appropriate mobilization of resources. Nou ek wil miskien net wat die minister daar gesê het, een spesifieke frase daar so onderstreep, ons het dit rooi gemaak, en dit is effective institutions. Nou, wat word met die instelling, dis 'n institution, wat word met die instelling bedoel? Wel, 'n instelling, ken ons nou allemaal as goed, soos bijvoorbeeld universiteite, die polisie, is 'n typiese instelling, die howe, is 'n instelling, maar vanuit 'n ekonomiese oogpunt is 'n instelling heel wat meer is dit. 'n Instelling beteken heel wat meer goed. Byvoorbeeld, 'n instelling is die instelling van privaat eiendomsreg. En dit moet gerespekteer word deur owerhede. Die instelling van 'n demokrasie, wat ons sien, byvoorbeeld noord van Limpopo, wat nie noodwendig deur die korrekte mate gerespekteer word. En dis meer. So ek dink die verantwoordelikheid van die owerhede is om te sorg dat die instellings in daai spesifieke land behoorlik funksioneer. As mens kyk byvoorbeeld na Zimbabwe is eintlik op 'n manier 'n klassieke geval van waar instellings alles gefaal het. En dit begin by die basiese goed. Dit begin by die val van die erkenning of beskerming van privaat eiendomsreg, by die behoorlike funksionering van die howe, by die behoorlike funksionering van die demokratiese proses en dies meer. Die gevolg daarvan is wat ons het vandag in Zimbabwe. So daar is altyd 'n ekonomiese gevolg as jy nie instellings behoorlik laat funksioneer nie, en die gevolge daarvan is goed soos byvoorbeeld misdaaddiensval. Nou voordat ek begin met die Suid-Afrikaanse goed, het ek miskien gedink om te kyk na Suid-Afrika se makro-ekonomiese omgewing so vinnig, en hier is 'n tabelletjie, die volgende. Daar is 'n tabelletjie, ek sal vanaf daar deurgaan. Daar's 3 tabelletjies daar, en daar's 'n paar syfertjies aan die linkerkant, nou ek miskien net vir julle, en ek sê dit altyd vir mense, ekonomie is so 'n maklike vak dat ons as ekonome ons is baie bekommerd dat ons werke gaan verloor. Want dan almal gaan die ekonomie maklik en vinnig verstaan, en daarom het ons, of daarom kom ons so een keer die jaar by mekaar en dit gee ons maklike goeders moeilike name. So as jy 'n maklike ding 'n moeilike naam gee, dan klink dit ingewikkeld, dan weet jy het nog steeds 'n werk. Nou ons het 'n paar name uitgedink. Daar aan die linkerkant gaan jy die paar name sien, en dan gaan so vinnig deur die verskillende name gaan. En dit is nie net om julle so half 'n prentjie te stel oor die Suid-Afrikaanse ekonomie wat tans besig is om te gebeur. Want as ekonom wil ek natuurlik die goed in 'n ekonomiese perspektief probeer sien. Nou, op hierdie stadium sal ek nou baie bly wees as mense vir my nou saam met my begin gesels. Dit is gewoonlik lekkerder om mense te gesels hier teen laatmiddag. Gewoonlik hier wanneer die vliegtuig gehoor is, dan begin jy as jy heel wat lekkerder saam te gesels. Kom ons begin met die eerste. M3. M3 is 'n breë definisie van geld. Nou daar's allerlei definisies wat 'n mens kan gee vir geld, en daar's allerlei amptelike definisies. Ons is M0, M1, M2. Dit alles is 'n vreeslike tegniese goed. Dis een van die moeilike name wat ons uitgedink het. Maar op dit eenvoudig neerkom is die volgende. En dit is geld is nie rykdom nie. Laat ek dit herhaal, geld is nie rykdom nie. Ek gee klas by Tikkies, en een van die studente in die MBA klas is 'n onderwyser uit Zimbabwe, en sy laaste salaris was 6.4 miljard Zimbabwese dollars. So hy het sekerlik nie 'n probleem aan geld nie, maar hy het 'n groot probleem aan rykdom. Ek het ook vanoggend het ek 'n strokie ontvang van mense wat geëet het by Victoria Watervalle, en 'n aandete vir een persoon. Aandete vir een persoon is 2 biere, minerale water en 'n bord kos, het op 1.3 miljard dollars gekos. 1.3 duisend miljoen Zimbabwese dollars. So die baie belangrike punt hierso is, geld is nie rykdom nie. En as jy kyk na die rykdom is hierdie goeders. Goed dat mense kan eet waar jy kan ry, waar jy kan bly. As jy 'n dokter gaan besoek, 'n tandarts, miskien geld dit nou nie vir prokureurs nie. Maar al hierdie goeders in die ekonomie, goedere en dienste, dis eintlik rykdom. En as jy die pool geld in die ekonomie groter maak, maar die pool rykdom word nie teen dieselfde tempo groot nie, waar gaan hy ekstra geld hê? Net na een plek, en dis inflasie. So, en dit is hoekom die reserve op my kwaad is, want ek het ons 'n bietjie gekritiseer oor die wyse waarop monetaire beleid die afgelope tyd gevoer is. Maar
dit kom basies daarop neer dat die reservebank toegelaat het die poolgeld in die ekonomie te vinnig te veel geword. Dit het allerlei ekonomiese gevolge. So byvoorbeeld in 2006 het daai poolgeld M3 gegroei met 23%. Verlede jaar so wat 24% het toegeneem en dan vanjaar verwag ons 'n toename koers van so wat 21%. Wat heeltemal te veel is. Hou in gedagte, as die ekonomie groei teen 'n tempo van so 10 of 12%, maar jou poolgeld groei teen 'n tempo van meer as 20%, dan beteken net een ding is inflasie. Dis nie 'n goeie ding. Nou waar kom hierdie ekstra geld vandaan? Waar kom hierdie groei in geld vandaan? Dis die tweede syfertjie en dit staan vir private sector credit extension. Die vraag maak kritiek. Onthou, elke keer as jy daai stukkie plastiek so by die bank gaan gebruik of by die Pick n Pay gaan gebruik of as jy verband gaan gebruik of as jy oortrokke rekening gebruik of jy studie enige plek ernstig geld gaan leen, dan draai jy by tot die poolgeld. Nou, voor verlede jaar het ons byvoorbeeld 27% meer geleen as die jaar tevore, verlede jaar so 22%. Hierdie jaar volgens ons vooruitskatting gaan ons nog steeds meer leen, so met 18% meer. Dit is nou wel 'n afname in die toename koers, maar dit beteken nie dis 'n daling nie. Ons leen nog steeds meer, alhoewel dit iets wat verlangsamende tempo. Nou, dit is die hoofrede, dis waar jy ekstra geld vandaan kom in die ekonomie. Nou, dis hoekom die reservebank lankal al 2 jaar terug ons het gesê hier sit ding aan die kom. Mense kan nie ander geld leen teen bykans 30% meer as die jaar tevore en dink jy gaan nie meer geld skep en dit gaan uiteindelik lei tot inflasie. Die reservebank het rentekoerse te lank te laag gehou. Die derde enetjie daarso is inflasiekoers. CPIX, my vriende sê die CPIX. VPIX, of die verbruikersprysindeks met die uitsluiting van verbande. Nou gemiddeld was dit so 4 en onthou die reservebank teiken in inflasie dat dit so tussen 3 en 6% bly. En voor verlede jaar was dit so mooi in die middel af van so 4,5%. Verlede jaar is natuurlik bo dit. Ons is nou vir 12 maande wat ons uit die inflasieband is en dit staan verlede jaar op so 6,5 en ons verwag 'n toename koers gemiddeld van bykans 10% in inflasie hierdie jaar. En die waarheid is dit kan selfs hoog. Die reservebank het met ander woorde sy doel het gemis en hy mis dit nou vir die afgelope jaar en ons vooruitskattings dui daarop dat ons baie gelukkig gewees as inflasie onder 6% gaan in die volgende 2 jaar, miskien selfs 3 jaar. Die volgende enetjie daar is die current account, dis die lopende rekening. Dis die verskil tussen ons invoer en uitvoer. Dit sê maar net hoeveel geld het, hoeveel ons meer invoer as wat ons uitvoer en ons verwagting is dat ons tekort van ongeveer 160 miljard hierdie jaar gaan. Dit beteken ons in Suid-Afrika verbruik alles wat ons plaaslik produseer en nie net verbruik as alles wat ons plaaslik produseer. Ons voer nog 'n addisionele 160 miljard in. Kom ons kyk dit in 'n plaaskonteks. As jy 'n boer is en jy produseer 100 sakkies van iets, dan kan jy nie meer as 100 sakkies van iets gebruik. Geen individu kan meer verbruik as wat hy produseer. Hy kan dit op die kort termyn miskien doen as hy geld by die buurman het, maar hy kan dit nie vir ewig doen nie. Ons in Suid-Afrika, ons verbruik daai 100 sakkies wat ons ook al produseer, plus ons voer nog addisionele sakkies in, addisionele 7 sakkies in. Ons verbruik 107% van ons totale produksie. Dat is so aan. Onthou net, die buitelanders moet meer by jou kom belê as wat jy by hulle gaan belê as jy so groot lopende rekening tekort het. En my lopende rekening tekort en finansier moet ons elke jaar die ekwivalent van 3 blapsas verkoop. Okay? So reuse kapitaalinvloei wat mens nodig het ten einde daai lopende rekening tekort te finansier. Die wisselkoers van die rand, ek het nie benul nie. Ek raai nou maar so rondom R8 aan die einde van die jaar. Hierdie Eskom debakel en allerlei ander probleme wat tans in Suid-Afrika ervaar, dink ek, gaan waarskynlik daartoe bydra dat die rand nog meer wisselvallig gewees oor die volgende klompie jare. So verwag 'n meer wisselvallige geld en nou moenie noodwendig dat die rand gaan net verswak nie. Dit is nie net die een rigting. Dis die Suid-Afrikaanse ekonomie, laat miskien nog so een of twee grafietjies wil wys oor ons samegaan gesels volgende is. Daar is die inflasiesyfers in Suid-Afrika. Daai rooi band is die inflasie mikpunte, dis waar inflasie veronderstel is om te wees. En dan soos jy kan sien, ons vooruitskatting so te loop is 'n ander kleur aan die einde. Ons verwag VPIX om nie onder 6% in te gaan voor miskien 2011 eers. Ek baie later. En dan die volgende grafiek. Die Reservebank se monetêre beleid of die rentekoerse. Die Reservebank rentekoerse verhoog die afgelope tyd, is inderdaad so. Ek dink die Reservebank het 'n groot fout gemaak. As jy kyk na die laagvlakke van rentekoerse in die verlede, dit was miskien oordoen. En dan ook in die begin van verlede jaar het rentekoerse onveranderd gebly, Januarie en April. En nou Januarie het weer rentekoerse onveranderd gelaat, maar het nou besluit om rentekoerse wel te verhoog is. Miskien moet ek net 'n baie belangrike punt maak van my ekonomiese kollegas, maar baie keer die punt wat ek dink heeltemal foutief is. Die styging in die petrolprys of die styging in die voedselpryse of die styging in die elektrisiteitspryse
is nie inflasie. En dit kan nooit inflasie wees nie. Inflasie is altyd 'n proses. Dit is 'n proses wat gevoed moet word deur die toename in geld in die ekonomie, deur die poolgeld in die ekonomie. So as iemand met daaroor in debat gaan, is hy baie meer as bereid om dit te doen. Goed, dis so kortliks die Suid-Afrikaanse ekonomiese omgewing. As dan miskien iemand is wat saamgesels vir iets, dan kan ek 'n stukkie daarvan